Goeienaand geliefdes en welkom hier by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland op die laaste aand van 2025. Oujaarsaand. Die aand waar ons jaar eindig. Geliefdes, ek wil vanaand met julle gesels. En die titel van die gesprek is Moenie die nuwe jaar vermors nie. Moenie die nuwe jaar vermors nie. En julle kan julle Bybels oopmaak by Johannes hoofstuk 11. En ons gaan daar verse 1 tot 16 en verse 25 tot 27 sal ons hoofskrifgedeelte wees. Maar voor ons dan nou verder gaan, kom ons maak net eers die oë toe. Hemelse Vader, U het vir ons nog 'n jaar gegee wat binnekort eindig. Here, 'n jaar wat vir baie moeilik was, vir ander was dit dalk 'n vreugdevolle jaar. Here, maar dit is 'n jaar waar ons U kon dien en ons moet sekerlik vanaand kom bely dat ons U nie gedien het soos wat ons moes nie. Dat ons tyd vermors het hierdie jaar wat ons kon gebruik het tot U eer en verheerliking. Here, en ons wil vir U vra dat U ons vanaand sal leer en sal lei wanneer ons die nuwe jaar betree om die tyd uit te koop. Om die tyd wat ons het te gebruik tot U eer en verheerliking. Here, seën elkeen wat vanaand hier saam kuier, vanaand saam luister. Here, seën op 'n spesiale manier, seën hulle vir die jaar wat voorkom. En Here, raak my lippe aan en spreek vanaand deur my. Ek vra dit in Jesus se heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, ja, ons maak nuwejaarsvoornemens en as ons gelukkig is, hou dit dalk 'n week. So kom ons fokus dalk eerder daaraan om nie die nuwe jaar te vermors nie, om nie tyd te mors nie. Want haat jy nie vermorsing nie. Wanneer jy hoor hoe die regering dikwels ons geld vermors, dan word jy sommer naar. En daar's 'n pastoor wat die volgende verhaal vertel. Hy sê, ek het dit eerstens op 'n baie klein skaal gesien toe ek in die kuswag opleidingskamp was. By een geleentheid het die eetsaal vir ons steaks vir aandete bedien, wat natuurlik 'n lekker bederf was, maar iemand het heeltemal te veel steaks bestel. En die kokke het 3 of 4 steaks op elke bord gestapel, en aangesien ons nie toegelaat is om enige kos uit die eetsaal te neem nie, het die meeste van daardie steaks in die asblik beland. En terwyl ek teesinnig my ekstra steaks in 'n asblik vol steaks gegooi het, het ek gedink aan al die honger mense wat waarskynlik binne 10 minute van die basis afgewoon het. En besef vermorsing is verkeerd. En is waar, geliefdes, maar weet jy, veel erger as om steaks te vermors, is om ons lewens te vermors. Lewens wat God vir sy doel geskep het. Ons mors ons lewens deur ons tyd te mors, want hoe ons tyd spandeer is hoe ons lewens spandeer. Maar kom ons sê, jy het 1440 rand of dollar of euro, waar jy ook al is, in die bank gehad, wat jy elke dag moes spandeer. En niks van daai geld kon aan die volgende dag oorgedra word nie. En ek dink dit het so baie maklik gewees het om daai geld wyslik te gebruik elke dag nie. Maar weet julle, die feit is dat elkeen van ons het wel 1440 minute elke dag om vir een of ander doel te gebruik. En as jy deur volgende jaar leef, gaan jy 8760 ure om te spandeer. En as jy 8 uur per dag verslaap en nog 8 vir werk en etes en pendeltyd toelaat, en ons stel nou nie af daarby nie, dan laat dit jou slegs 2920 uur oor. En hoe gaan jy daardie ure gebruik wat God aan jou toevertrou het? Sal jy dit in die lig van die ewigheid gebruik, of sal jy aansienlike hoeveelheid tyd mors aan dinge wat regtig nie saak maak nie? Jy weet, met die herdenking van my suster se dood wat oor 3 dae aanbreek, dit saam met die nuwe komende jaar, het dit my laat dink oor die belangrikheid daarvan om in die lig van die ewigheid te leef.
Ek onthou 'n muurplaat wat gesê het, slegs een lewe, dit sal gou verby wees. Slegs wat vir Christus gedoen is, sal standhou. En dit wil nie sê dat elke wakker minuut vir sogenaamde in hakies geestelike doeleindes gebruik moet word nie. Die Here weet mos dat ons almal moet inkopies doen, ons moet maaltye voorberei, ons moet huis skoonmaak, ons moet grasperke sny, motors moet onderhou en rekeninge moet betaal word. So ons het almal 'n sekere hoeveelheid, kom ons sê, aftyd nodig. Maar afgesien van dit alles, moet ons wel oorweeg om ons tyd te gebruik op maniere wat God se doeleindes bevorder. En aangesien Jesus homself aan die kruis gegee het om ons van hierdie bose wêreld te verlos, sou dit 'n absolute tragedie wees om ons lewens te vermors. En Jesus is ons goeie voorbeeld van hoe om ons tyd produktief vir God se doeleindes te spandeer. Want hy het gewag tot hy omtrent 30 jaar oud was om sy bediening te begin. En dan wonder mens, kon hy nie baie meer bereik het as hy op 21 of 25 daarom al begin het nie? Blykbaar nie. Toe, van daar af in 3 kort jare, het hy 'n bediening met 'n klomp baie onwaarskynlike manne aan sy sy van stapel gestuur, wat die geskiedenis verander het. En tog het hy nooit gehaas of iemand lastig geval nie. Hy het altyd tyd gehad vir mense wat baie sou afskryf. 'n immorele Samaritaanse vrou, 'n blinde bedelaar, 'n kranksinnige demoniese besetene en soveel ander. Hoe het hy dit gedoen? Die kern van alles was sy gemeenskap met die Vader en sy volledige onderwerping aan die wil van die Vader. En daar's 'n herhalende tema in Johannes se evangelie oor die uur. En daar's 'n hele lys, Johannes 2 vers 4, 4 vers 21 en 23, Johannes 5 vers 25, 28, Johannes 7 vers 30, Johannes 8 vers 20, 12 vers 23 en 27, hoofstuk 13 vers 1, hoofstuk 16 vers 2, 4 en 25 en 32, hoofstuk 17 vers 1. En in ons teks kom dit na vore in Jesus se sin van tydsberekening oor wanneer hy na Betanië moes gaan om Lazarus uit die dood op te wek. En hy verduidelik dit aan die disippels in 'n gelykenis oor die ure van daglig en duisternis in verse 9 tot 10. En daar's baie wonderlike lesse in hierdie hoofstuk oor Jesus se mag oor die dood en sy bediening aan ons in ons beproewing en hartseer. Maar ek wil graag vanaand fokus op ons gebruik van tyd. Want ons gebruik ons tyd slegs korrek wanneer ons in onderwerping aan God se doeleindes leef in die lig van die ewigheid. Daar was 'n evangelis wat altyd gesê het, "Oh, to have eternity stamped on my eyeballs." Om die ewigheid gestempel te hê op my oë. Met ander woorde, as ek my oë oopmaak, is dit wat ek sien, ewigheid, en alles moet in daardie ewigheidsperspektief gedoen word. Kom ons kyk eers wat Jesus hier gesê en gedoen het, en dan sal ons dit op ons lewens toepas. Eerstens, Jesus het sy tyd korrek gebruik deur in onderwerping aan God se doeleindes te leef in die lig van die ewigheid. En hier in die gedeelte wat ons lees, was Jesus ergens oos van die Jordaanrivier besig om die pogings van die Joodse leiers om hom gevange te neem te vermy, soos ons in hoofstuk 10 vers 39 en 40 sien. En toe die woord in hierdie tyd, toe kom die woord dat sy vriend Lazarus, broer van Martha en Maria, ernstig siek was. In die algemene siening is dat Lazarus kort nadat die boodskappers vertrek het, gesterf het, en hulle het laat daar dieselfde dag opgedaag en vir Jesus die nuus gegee. En dan sien ons dat hy nog 2 dae gebly waar hy was in vers 6, en toe 'n dag lank na Betanië gereis, waar hy gevind het dat Lazarus reeds 4 dae in die graf was. Maar D.A. Carson in sy boek The Gospel According to John voer aan dat Jesus dalk verder as 'n dag sy reis weg was, en dat die boodskappers maar haastig na hom toe was. En toe die boodskappers opdaag, was Lazarus nog lewendig in vers 4. En na die 2 dae lange vertraging verklaar Jesus dat Lazarus gesterf het in vers 11 en vers 14. En toe het Jesus 4 dae na Betanië gereis, waar hy gevind het dat Lazarus al 4 dae in die graf was in vers 17. Maar hoe dit ook al sy, die verslag maak het duidelik dat Lazarus nie net in 'n koma gewees het, so sommige mense wil beweer nie. Sy liggaam het al begin ontbind. Die woord sê mos hy het al begin ruik. En Jesus se uitroeping van Lazarus uit die graf was beide
'n demonstrasie van sy bonatuurlike krag en 'n kragtige les dat hy die opstanding en die lewe is, sodat elkeen wat in hom glo sal lewe, al sterwe hy ook. Soos verse 25 en 26 vir ons sê. Maar om te oorweeg hoe Jesus sy tyd gebruik het, is dit leersaam om te let op beide hoe hy nie besluite geneem het nie en hoe hy wel besluite geneem het. Ons kyk eers hoe het Jesus nie besluite geneem nie. Jesus het nie besluite geneem op grond van die druk van sy vriende nie, vers 1 tot 4. Want in vers 2 identifiseer Johannes vir Maria deur vooruit te wys na wat dalk 'n bekende voorval vir baie van sy lesers was, wat in hoofstuk 12 vers 1 tot 8 beskryf word, hoe Maria Jesus se voete met duur parfuum gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. En dit toon Maria se toewyding aan die Here en hoe die aantrekkingskrag van iemand so na aan die Here aan sy hart moes getrek het. En dit word versterk deur die manier waarop die boodskappers Lazarus geïdentifiseer het, want hulle sê, hy wat u liefhet, is siek. En Jesus het natuurlik alle mense lief gehad, maar Maria en Martha en Lazarus was Jesus se spesiale vriende. Hulle het 'n noue verhouding gehad wat op die dinge van God gesentreer was. En dit lyk dus vreemd om te lees dat toe Jesus hoor dat Lazarus siek was, hoe hy nog 2 dae langer gebly het op die plek waar hy was. Want 'n mens sou dink dat hy vinnig sou klaarmaak waarmee hy besig was, ander kan die Jordaan en hom dan na Betanië sou haas. Maar hy kon ook Lazarus van afstand genees het. Ons het dit gesien hoe hy dit gedoen het voorheen, maar hy het nie besluite geneem op grond van druk van selfs sy naaste vriende nie. En soos dit dan nou sal sien, het hy besluite geneem gebaseer op God se voornemens. Dit beteken natuurlik nie dat jy nie die raad van wyse Christenvriende moet soek nie. Want God gee ons sulke vriende sodat ons nie foute maak waarvoor ons blind is nie. Maar om die wil van God te doen, moet voorop in ons besluite staan. Byvoorbeeld, soms wil jou familie en vriende dalk nie hê dat jy na 'n ander land moet trek om die Here daar te dien nie, omdat hulle jou liefhet en jou geselskap hier geniet in jou teenwoordigheid. Jim Elliot se ouers wou nie hê dat hy na Suid-Amerika moes gaan nie en het probeer om hom aan te moedig om te bly en die Here in die FSA te dien. Maar hy het gevoel hy moes die evangelie na die onbereikte stamme in Suid-Amerika neem, waar hy toe op 28-jarige ouderdom doodgemaak is. Jy kan gerus die boek Shadow of the Almighty deur Elisabeth Elliot sy vrou lees. En dan tweedens sien ons Jesus het nie besluite geneem gebaseer op die emosies van die oomblik nie, soos ons in verse 5 tot 6 sien. Want Johannes merk Jesus se spesiale liefde vir Martha en Maria en hulle broer Lazarus op. Maar Jesus het nie toegelaat dat sy gevoelens vir hierdie vriende om in paniek indryf nie. Hy het eerder kalm gebly waar hy was vir 2 dae en toe die reis na Betanië aangepak. Hoeveel van ons besluite is meer gebaseer op emosies van die oomblik in plaas van daarvan om kalm te dink oor wat die wil van God in daardie situasie mag wees. Want oor die algemeen sal emosionele besluite gebaseer op die druk van die oomblik nie die wysste besluite wees nie. Wag eers ten minste, bid en dink deur die situasie in die lig van die skrif voordat jy gaan optree. En dan derdens sien ons Jesus het nie besluite geneem gebaseer op die dreigemente van sy vyande nie, verse 7 tot 11. Want toe Jesus vir die disippels gesê het, laat ons weer na Judea gaan, was hulle reaksie in vers 8, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig en gaan nie weer daarna toe. En dit is ek amper sê 'n dun versleierde manier om amper te sê soos ons mekaar sal sê, as jy mal, wil jy sterf. En dan kry jy die gevoel dat hulle onderliggende denke eintlik was, as ons saam met Jesus daarin gaan, dan gaan ons ook sterf. Maar Jesus het nie besluit waarheen om te gaan of te dien op grond van die dreigemente van sy vyande nie. En jy kan ook Lukas 13 vers 31 en 32 lees. Hy het God se wil gedoen sonder om deur sy vyande bang gemaak te word. En ja, alhoewel daar 'n plek is vir behoorlike versigtigheid en soms dat jy moet vlug vir jou lewe, soos ons byvoorbeeld in Handelinge 9 vers 23 en 25 en vers 29 en 30 sien, is dit tog ook waar dat dit veiliger is om saam met Jesus in 'n plek van gevaar te wees, as om sonder Jesus in 'n plek van oënskynlike veiligheid te wees. As ons doen wat God ons geroep het om te doen, moet ons nie afgeskrik word deur die dreigemente van diegene wat sy werk teëstaan nie. Onthou terug na Nehemia hoofstuk 4 en hoofstuk 6 toe.
Kom ons kyk dan nou, hoe het Jesus dan nou besluite geneem? Jesus het besluite geneem gebaseer op wat God sou verheerlik, soos ons in vers 4 sien. Ons lees, en toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Dis 'n merkwaardige stelling, aangesien dat Jesus se kennis van die toekoms openbaar en dat hy Lazarus uit die dood sou opwek. En gelyktydig het Jesus homself ook op dieselfde vlak as God geplaas en beweer dat hy die heerlikheid van hierdie gebeurtenis met God sou deel. En kan jy jou 'n godsdienstige leier of 'n prediker vandag voorstel wat sê, ek gaan 'n wonderwerk verrig sodat God verheerlik sal word en ek ook verheerlik sal word? Watter arrogansie en godslastering sal dit wees? Maar Jesus kon hierdie dinge sê. En aangesien God baie jaloers is omdat hy nie sy heerlikheid met enige mens deel nie, soos Jesaja 42 vers 8 sê, beweer Jesus dan hier sy eie goddelikheid vir mense wat sê, Jesus het nooit beweer dat hy God is nie. En natuurlik het Jesus Lazarus opgewek om Martha en Maria se hartseer en smart te verlig, maar selfs bo dit het hy Lazarus opgewek om op 'n kragtige manier te wys dat hy die opstanding en die lewe is. Vers 25. So hier is die les. God se heerlikheid geniet selfs prioriteit bo ons troos en verligting van beproewinge. So vra dus in enige besluit, watter handelswyse sal die meeste eer aan God bring? Ons kan nie altyd die uitkoms van ons besluite beheer nie, maar ons moet daarna streef om God goed te laat lyk, om te wys hoe hy werklik is. En dan tweedens, Jesus het besluite geneem gebaseer op wandel in die lig van God se voornemens, soos ons vers 9 tot 10 sien. Want toe die disippels Jesus gewaarsku het oor die gevaar van sy terugkeer na Judea in vers 8, het hy in vers 9 en 10 geantwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van die wêreld sien, maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. En getrou aan Johannes se skryfstyl het Jesus se woorde verskeie vlakke van betekenis. In die eerste plek het die 12 ure daglig verwys na die tyd wanneer 'n man kon werk. Want onthou julle Johannes 9 vers 4 waar Jesus sê die nag kom wanneer niemand kan werk nie. So Jesus het dus gesê dat God 'n sekere hoeveelheid tyd vir hom of vir enigiemand, vir ons almal, vasgestel het om te werk en niemand kan hom aanraak voordat daardie tyd verby is nie. En tweedens is daar ook die gedagte dat solank Jesus die lig van die wêreld teenwoordig is, mense die meeste daarvan moet maak, want hy sal binnekort van hulle weggeneem word. Met ander woorde, maak die meeste van geleenthede om God te dien terwyl jy kan. En derdens is daar die idee dat om saam met Jesus te wees is om in die lig te wees. Om weg van hom te wees is om in die duisternis te wees en dis onderhewig aan struikeling. En soos ek vroeër gesê het, is dit beter om saam met Jesus na 'n plek van gevaar te gaan, as om sonder hom in 'n plek van oënskynlike veiligheid te wees. En terwyl Thomas nogal pessimisties was in vers 16, was hy tog reg. Dis beter om saam met Jesus te sterf, as om sonder hom te lewe. En derdens, Jesus het besluite geneem, gebaseer daarop om ander te help om tot geloof te kom, of om in geloof te groei. Soos in vers 15, en dan 25 tot 26 en vers 42 en weer vers 45 sien. Want hierdie storie gaan alles daaroor om elke persoon se geloof in Jesus te bou. En die disippels het reeds in Jesus geglo, maar hulle geloof moes groei. En daarom maak Jesus wat aanvanklik soos 'n buitensporige stelling klink in vers 11, die tweede gedeelte van hoofstuk 11, die tweede gedeelte van vers 14 en vers 15, wat hy sê, Lazarus is dood, en ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. En moet julle nie misgis nie, Jesus was nie bly dat Lazarus dood was nie, maar hy was bly oor hierdie situasie, want dit sou lei tot groter geloof vir die disippels. En ook aan die bedroefde Martha sê Jesus in verse 25 en 26, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? En Carson wys daarop, hy sê Jesus se besorgdheid is om Maria se fokus af te lei van 'n abstrakte geloof in wat op die laaste dag plaasvind, na 'n persoonlike geloof in hom wat alleen dit kan voorsien. As ons in Jesus glo, het ons die ewige lewe hier en nou. En alhoewel ons fisies sal sterf,
sal ons geestelik sonder onderbreking saam met Jesus leef. Om van die liggaam afwesig te wees, is om tuis te wees by die Here, sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 8. En wanneer hy weer kom, sal ons liggame in onsterflikheid opgewek word. En Jesus vra Maria nadruklik, glo jy dit? Hy wou hê Martha en ons ook moes in hom glo, maar ook sekere waarhede aangaande hom glo. En ook wanneer Jesus hardop by die graf van Lazarus bid in vers 42, sê hy duidelik dat hy dit gedoen het sodat die mense wat rondom die graf staan sou glo dat die Vader hom gestuur het. Aan die ander woorde, was een van sy hoofdoelwitte om te wag voordat hy gekom het om Lazarus op te wek, om sommige tot reddende geloof te bring en die geloof van diegene wat reeds in hom geglo het te versterk. En dit behoort 'n faktor te wees in ons besluite oor hoe ons tyd sal spandeer. Sal dit ons geloof en die geloof van ander gelowiges verhoog? Sal dit ander wat nog nie glo nie tot reddende geloof bring? Jesus se lewe het vir God getel omdat hy in onderwerping aan God se doeleindes in die lig van die ewigheid geleef het. Hy het gedoen wat hy gedoen het om God se heerlikheid te bevorder deur mense tot reddende geloof en tot dieper geloof in hom as Here te bring. Ons kan Jesus se motiewe en dade dan ook op ons lewe toepas. Want ons lewens sal vir God tel as ons in onderwerping aan sy doeleindes in die lig van die ewigheid leef. En ek wil vir julle 3 breë toepassings gee met 'n paar meer spesifieke aksiepunte onder die derde een. Eerstens, maak seker dat jy in onderwerping aan God en sy wil is. Dit is die beginpunt om te beweeg van die vermorsing van jou lewe na die saak maak van jou lewe vir die ewigheid. En dis beide 'n aanvanklike besluit, maar ook 'n voortdurende hernieude toewyding. Jy kom by 'n punt waar jy erken dat Jesus die Here God is, wat homself aan die kruis gegee het om jou van jou sondes te verlos. En so gee jy alles wat jy is oor aan alles wat Christus, of van Christus wat jy ken. Maar soos jy met Christus wandel, openbaar sy woord areas van jou lewe waarin jy nog nie aan hom oorgegee het nie. En jy leer meer van wie Christus is en wat daartoe dan sal lei dat jy meer van jouself aan hom oorgee. In Romeine 12 vers 1 tot 2 het Paulus geskryf, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En soos ek gesê het, om jouself as 'n lewende en heilige offer aan te bied, is 'n aanvanklike verbintenis, maar dit is ook 'n gereelde hernieude een, want so sommige mense dit stel, lewende offers het 'n manier om van die altaar af te kruip. So die hoofvraag om te beantwoord is, wie is Jesus Christus? Want as hy die een is wat deur God gestuur is, soos hy in vers 42 sê, wat 'n verrottende lijk weer tot lewe kan roep, en wat gewilliglik na die kruis gegaan het as die offer van my sondes, dan moet ek liewer in hom glo en my hele lewe aan hom oorgee. En die reaksie van die Joodse leiers op die nuus dat Jesus Lazarus uit die dood opgewek het, was nie net irrasioneel en dom nie, dit was selfmoord. Want eerstens het hulle beplan om Jesus dood te maak, soos ons in vers 53 sien. En toe het hulle beplan om Lazarus dood te maak, en die woord sê, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het, hoofstuk 12 vers 11. Is dit nie absurd nie? Eerstens wil hulle die een oomblik, wil hulle die een doodmaak wat mag oor die dood het, en dan wil hulle die een doodmaak wat hy uit die dood opgewek het. En ja, hulle het daarin geslaag om Jesus dood te maak, maar die graf kon hom nie vashou nie. Hulle hardkoppige hardheid van hart het slegs tot hulle eie ewige veroordeling gelei. Dus as jy wil hê jou lewe moet vir God tel, hier is vir jou 'n voorskrif. Onderwerp elke area van jou lewe aan Jesus as Here en herhaal soos nodig. En dan tweedens, bly in harmonie met die Vader. Jesus het die wil van die Vader geken omdat hy nou met die Vader gewandel het. Daar is geen towerformules om God se wil te ken nie. Om jou tyd wyslik te gebruik sodat jy die wil van die Vader doen, spandeer baie tyd saam met hom in die woord en in gebed. En dan derdens, stel gebedsvol goddelike prioriteite vas en handhaaf dit. Want Jesus het soveel en so min tyd bereik, omdat hy duidelike doelwitte gehad het en vir dit wat hy gedoen het.
En hy het ons duidelik van hierdie doelwitte vertel, sodat ons in sy voetspore kan volg. Eerstens, soek eers God se koninkryk en sy geregtigheid. Jesus het hierdie opdrag in konteks van die bekommernis oor geld gegee, Matteus 6 vers 33, toe hy gesê het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So om daardie doelwit in plek te hou, vereis dit voortdurende fyn instelling en baie gebed om uit te vind hoe om dit toe te pas. Maar dit is eintlik redelik duidelik, is dit nie. En dan tweedens, wees lief vir God en wees lief vir ander. Jesus bring alles neer op hierdie twee groot gebooie, in Matteus 22 vers 37 tot 39, waar hy vir ons sê, wees lief vir God met jou hele hart, siel en verstand, en wees lief vir jou naaste, soos jouself. Maar hou jou verhouding met God vars en eg. Spandeer gereeld tyd in die woord en in gebed, en fokus op jou verantwoordelikheid om ander lief te hê, soos Christus jou lief gehad het. Soos ons sien in Johannes 13 vers 34, 1 Korintiërs 13, Efesiërs 5 vers 1 en 2, 1 Johannes 4 vers 7 tot 21, en nog baie ander plekke. Moenie vergeet dat jou naaste nie die ou langsaan is wat langsaan bly nie, soos diegene saam met wie jy woon. Liefde moet in ons huise begin met vriendelike woorde en onselfsugtige diens. En derdens, vra God om jou 'n paar mense te gee wat jy kan help om hom te leer ken en in hom te groei. Want dit is wat Jesus hier gedoen het. Hy wil hê dat die skares in hom ons begin glo as die verlosser wat deur die Vader gestuur is. Hy wil hê dat die disippels en Maria en Martha op 'n dieper manier moes glo. Jesus het homself hoofsaaklik in 'n paar disippels uitgestort en hy het hulle gestuur om dieselfde met ander te doen. Dit was ook Paulus se strategie, soos ons in 2 Timoteus 2 vers 2 sien. So laat dit joune wees, en jy sal nie jou lewe mors nie. Ek wil afsluit. Toe Jonathan Edwards 19 of 20 was, het hy 70 voornemens neergeskryf om sy lewe te beheer. Nommer 5 was dit, vasbeslote om nooit een oomblik van tyd te verloor nie, maar om dit op die winsgewendste manier te benut wat ek moontlik kan. En nommer 17 was, vasbeslote dat ek so sal leef, soos ek sal wens ek gedoen het, wanneer ek die dag sterf. Dis uit The Works of Jonathan Edwards. Geliefde, as jy deur 2026 gaan leef, het jy ongeveer 2920 ure vrye tyd. Moenie dit mors nie. Leef in onderwerping aan God se voornemens in die lig van die ewigheid. Waar ons dan nou die nuwe jaar ingaan, dat hierdie voorop in julle gedagtes wees. Koop die tyd uit. Moenie die bietjie tyd wat vir julle gegee word vermors nie. Gebruik dit tot eer en verheerliking van ons God en Hemelse Vader. So ek wens vir julle, elkeen van julle nou 'n wonderlike, geseënde, voorspoedige, geestelik voorspoedige nuwe jaar 2026 toe. As julle wil, dan praat ons weer later. Mag die Here julle seën. Shalom.